praat ons 'n laaste keer oor Samuel, die profeet van die Here. Jy sal nou onthou, ons het nou al 'n hele lang ruk gepraat oor Samuel se wedervarings, hierdie man wat geroep is om sy hele lewe aan diens van God te wy. Hier in 1 Samuel 12 hoor 'n mens nou hoe 'n einde aan hierdie fase van Samuel se lewe aanbreek. Die opskrif in die gedeelte, en gaan gelees gerus 1 Samuel 12, sê vir ons, dit gaan hier oor Samuel se eindboodskap. Ons sou nou amper kon sê, Samuel is hier besig om af te tree, afskeid te neem, hier besig om 'n laaste keer met die volk Israel te praat. Kort van tevore het Samuel vir Saul as die koning gesalf. Ons lees, ja natuurlik, later aan moet hy ook weer 'n nuwe koning vir Israel salf, wanneer hy Dawid as die nuwe opvolger koning salf. Maar hier in 1 Samuel 12 gebeur 'n unieke ding. Ons weet nou, daar is 'n koning vir Israel, het sy dit nou Saul of Dawid is uiteindelik. Samuel word as leier nou oorbodig in Israel. En is dan op hierdie punt wat Samuel besluit, nou is dit reg vir my om af te tree. Hier is ek nou gereed om afskeid te neem. Ek is nie meer die leier van Israel nie. Hier is 'n koning wat daardie werk doen. En dan gee Samuel 'n lang afskeidsboodskap. Ag, kom ons sê dit, 'n lang laaste preek. En wat tog belangrik is in hierdie laaste woorde van Samuel, is dat ons tog ietsie sal raak hoor van, wat is so belangrik, wat Samuel graag vir 'n laaste keer aan die mense van Israel wil kommunikeer. Ag, stel jouself voor, jy het so 'n laaste keer om met mense 'n boodskap te deel. Wat sal jou woorde aan hulle wees? Wat sal so belangrik wees, dat jy graag dit met mense sou wou deel? Samuel se laaste preek het 'n klompie punte wat hy graag met die mense van Israel wil deel. Die eerste punt wat hy maak is, onthou die verlede. Ja, sy preek begin sommer deur vir die volk Israel te herinner, jong, julle onthou mos hoe Moses julle nog daar uit Egipte uitgelei het, hoe God gesorg het dat julle bevry word van slawerny. Onthou die verlede. God het nog altyd in die verlede vir julle gesorg. Waarom sal hy nie nou ook steeds nie? So Samuel begin om die punt te maak. Moenie die verlede vergeet nie. 'n tweede punt wat Samuel maak is om te sê, jonge mense hoef nie bang te wees nie, jy hoef nie vir God bang te wees nie. Ja, gedagte aan God laat ons soms bietjie bewerig voel as ons dink aan God se almag. Maar dis hier waar Samuel die volk wil herinner en vertroos en sê, moenie bang wees nie, die God van die hemel en aarde sal julle ook beskerm en bewaar. Maar nou gaan hy verder, deur juis vir die volk Israel te herinner, jong, julle weet mos, dit was 'n fout toe julle gevra het vir 'n aardse koning, en ek kan my voorstel, sê Samuel vir die volk Israel, dat julle nou 'n bietjie bang voel vir God, omdat julle fouteer het. En dan sê hy spesifiek vir hulle in vers 20, julle hoef ook nie vir die Here bang te wees as julle fouteer het nie. Vra God vir vergifnis, en hy sal julle graag met oop arms terug ontvang. Moenie bang wees vir God nie. Dis die tweede punt wat Samuel in sy preek maak. En dan kom hy by 'n derde punt as hy vir die volk Israel sê, jong, julle moet net op God vertrou. Vertrou hom met jou hele lewe, met jou hele bestaan. En hierdie is nou 'n belangrike les wat Samuel die volk Israel wil leer, want onthou nou, hulle het nou gevra vir 'n koning, en hier is nou 'n koning, en nou sal die volk maklik kom dink, dis die koning wat oor ons regeer. Maar dis hier waar Samuel hulle juis wil herinner, nee, dis nie 'n aardse koning nie, dis God wat vir jou sorg. Vertrou op God, nie op die koning nie. So Samuel wil juis die volk mooi onderrig in terme van hoe moet hulle lewe te lyk, selfs al het hulle dan nou 'n koning. Vertrou op die Here. Dis die derde punt wat Samuel maak. En dan uiteindelik kom hy by 'n laaste punt, en na my mening, die belangrikste punt wat hy wil maak. Sy die volk Israel herinner, in 'n vierde punt, dien die Here met jou hele hart. Dien die Here met jou hele hart. En hiermee probeer hy julle juis herinner, julle het 'n aardse koning, maar wie moet jy aanbid? Wie moet jy dien? Die Here alleen. Dien God met jou hele hart. En nou in gedagte, as die Bybelse mense oor menswees gedink het, het hulle gereken, alles binne in jou vel maak van jou wie jou is. Al jou organe saam, werk saam aan jou persoonlikheid. Jou hart, jou lewer, jou niere, alles kan saam dink en voel te gelyktydig. Maar jou hart is die plek waar jy God ontmoet. En is dit dat Samuel vir die volk Israel sê, dien die Here met jou hele hart. As jy jou hart bloot lê vir God, dan is daar nie geheime tussen jou en God nie.
dan weet God alles van jou. En jy maak jou diepste wese oop vir God se werking in jou lewe. So om God met jou hele hart te dien, wil amper sê, pens en potjies, behoort jy nou aan die Here. En nou dien jy God met jou hele wese. Nie net somtyds nie, maar altyd en oral. As Samuel die laaste keer met die volk praat, dan sê hy vir hulle, dink aan die verlede, dink hoe God toegesorg het, hy kan nou steeds. Hy sê, onthou nou, moenie bang wees vir God nie. Hy sal julle sorg en vir julle lief bly. In derde plek, dan sê hy, vertrou net op God. Nie op 'n koning nie, vertrou op God. En dan laastens, roep hy die volk op. Dien God met jou hele hart. Ja, en dalk is dit ook 'n oproep vir elkeen van ons. Dien die Here met jou hele hart.